Vriende, goeiemôre. Ek maak hierdie video en stemopname in die plek van die erediens van Sondag die 29ste Maart. Die kerkraad het hulle bes probeer, maar hulle kon ongelukkig nie iemand kry om op die 29ste Maart die erediens in die kerk te lei nie. So daar sal nie 'n erediens in die kerk wees nie, maar ons gaan almal by die huis, sê nou maar om 9 uur, want dit is ons normale eredienstyd, sit en of na die stemboodskap of na die videoboodskap luister. Mag die Here vir ons daarin seën en asseblief moenie die indruk kry dat ons maklik eredienste afstel nie. Hierdie is regtig 'n noodsituasie. Ek kan ongelukkig nie hier wees nie. Ek het myself verbind vir 'n ander funksie, 'n huwelik wat ek moet voltrek, en dit gebeur in die Oos-Kaap. So ons kan ongelukkig nie hier wees om op Sondag die 29ste die erediens te lei nie. En daarom hierdie videoetjie. Ek gee dit vir u in alle nederigheid met die gebed dat ons Here Jesus Christus vir u daardeur sal seën. Voordat ons begin met ons onderwerp, naamlik die verwerping van Jesus, kom ons bid net eers saam. Hemelvader, hoe bevoorreg is ons nie dat ons vandag, soos wat ons luister na hierdie diens en soos wat ons deel is van hierdie nadenke oor u grootheid en u heerlikheid, maar ook u vernedering en u verwerping, dat ons in Jesus Christus u kinders kan wees. Dat ons regtig so bevoorreg is dat u vir ons begenadig het om die Here Jesus Christus as ons verlosser te aanvaar en in hom te vertrou, op hom te vertrou vir die wete dat ons ook eendag in die hemel sal leef, omdat u dit vir ons so bedoel het. Sal u ons asseblief vanmôre seën by die nadenke van hierdie stukkie van u woord. Ons gaan 'n bietjie in die woord rondblaai en ons bid by elke nadenke daaroor dat u vir ons sal seën in Jesus se naam. Amen. Vriende, dit is eenvoudig so dat daar baie gepraat word oor die lyding van Jesus. En vir die meeste mense bestaan die lyding van Jesus daaruit dat hy as God sy goddelikheid bedek het en vir 'n periode van tyd as mens sigbaar geword het. So hy was sy lyding, sy vernedering begin daar waar hy deur die Heilige Gees in Maria verwek word en as 'n kindjie in die baarmoeder van die maagd Maria, en dit is belangrik dat ons dit sê, groei, en dit loop dan uit deur die geboorte, deur die besnydenis, alles wat deel was van die godsdiens van die tyd waarin Jesus geleef het, tot by daardie punt waar hy uiteindelik voor Pilatus staan, onskuldig bevind word, maar veroordeel word tot die dood toe. Dit is een van daai goed wat 'n mens net glad nie kan verstaan, behalwe as jy die volle raadsplan van God in gedagte hou nie. En dan bereik dit sy hoogtepunt aan die kruis en uiteindelik die graf, en wanneer hy dan uit die doodheid opstaan, dan eindig die lyding van Jesus en dan volg die verheerliking. Hy staan op uit die doodheid, hy verskyn aan baie mense, hy vaar op na die hemel toe en daar regeer hy as God mens. En ek wil hê julle moet hoor wat ek sê, hy het nie sy menslikheid weer gelos nie. Hy regeer as God mens aan die regterhand van die Vader oor ons lewens. So ons verstaan Jesus se lyding in hierdie groot momente van die gebeure rondom Jesus en die verhale wat vertel word. Maar 'n dingetjie wat in die skrif baie dikwels voorkom en wat ons nie altyd raak lees nie, wil ons vanmôre as gemeente so 'n bietjie aanspreek, en dit gaan oor die verwerping van Jesus. Wie almal was betrokke by die verwerping van Jesus, sodat hy in plaas van om te beleef dat hy in die wêreld aanvaar word, nie net as seun van God wat die verlossing bewerk nie, maar as mens wat die liefde en begrip en aanvaarding
van die mense rondom ons om verdien het. Dit gebeur nie. Die Bybel is daar baie duidelik oor. Nou ons gaan vanmôre begin deur saam te lees 'n paar versies aanvanklik uit Jesaja 53. Jesaja 53 is alom weer bekend as die voorspelling of die profetiese uitspraak oor die koms van die Messias. En die eerste 3 verse van Jesaja 53 lui so: Wie sal ons glo as ons hiervan vertel? Wie sal die mag van die Here hierin raak sien? Die dienaar was soos 'n loot wat voor die Here uitspruit, soos 'n plant wat wortels skiet in droë grond. Hy het nie skoonheid of pragt gehad dat ons na hom sou kyk nie die voorkoms dat ons van hom sou hou nie. Hy was verag en deur mense verstoot, 'n man van lyding wat pyn geken het, iemand vir wie die mense die gesig wegdraai. Hy was verag. Ons het hom nie gereken nie. Nou ek wil net so 'n oombliekie verpoos rondom die hele gedagte van voorspelling of 'n profetiese vooruitsien na die koms van die Messias. As 'n mens nou dink oor wat ek net nou gesê het oor hierdie groot momente wat ons in die lyding van ons Here Jesus Christus raak sien, dan pas dit so perfek in Jesaja 53 vers 1 tot 3 in, dat 'n mens eintlik verstom staan daaroor. Terselfdertyd sê vers 10 van Jesaja 53 dat dat dit die wil van God was om hom te verbrysel en om die pyn te laat ly. As hy sy lewe as skuldoffer gee, sal hy 'n nageslag hê en nog lank lewe. Deur hom sal die wil van die Here sy doel bereik. So tegelykertyd met hierdie voorspelling oor Jesus en die verwerping, die lyding en verwerping van Jesus, moet ons in gedagte hou, en ons kan nooit, as ons oor die verwerping van Jesus praat, of oor enige deel van sy lyding praat, kan ons vergeet dat ons inpas in die doel en die wil en die raadsplan van die drie-enige God, wat uiteindelik dit alles uitvoer. Dit is omdat hy verwerp is, dat ek en jy vandag na hierdie boodskap kan luister en dit kan hoor. Nou, die verwerping van Jesus vind in 5 momente plaas. Ek wil net die papier hier voor my kry, dat ek kan sien wat die momente is, want ek het hulle nie noodwendig in my kop nie. Waar is daai papier nou weer? Ja, kom ons werk maar daarmee. Kom ons sê, die eerste van hierdie verwerpings wat die Here Jesus Christus beleef, is 'n verwerping deur sy eie mense. En as 'n mens nou in die Bybel gaan rondblaai, dan lees jy daardie baie bekende gedeelte in Johannes 1, waar die Here Jesus se koms as die woord aangekondig word. En kom ons kyk daarna, want daar staan in daardie gedeelte dat die woord mens geword het. Johannes sê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was self God. Hy was in die begin reeds by God. Alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie 'n enkel ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. En aan hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Lig skyn in die duisternis, en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. En dan, vers 9 tot 11, die ware lig, wat elke mens verlig was aan, die kom na die wêreld toe. Hy was in die wêreld. Die wêreld het deur hom tot stand gekom, en tog het die wêreld hom nie erken nie. Hy het na sy eiendom toe gekom, en tog het sy eie mense hom nie aangeneem nie. Nou hierdie gedagte van nie aangeneem nie, is 'n negatiewe stelling van dieselfde gedagte waarmee ons besig is, naamlik dat sy eie mense hom verwerp het. Hulle het hom nie aangeneem nie. Sy eie mense het hom verwerp. Ons kan nie anders as om te sê dat dit baie duidelik is vir ons dat God se verlossingsplan nie 'n natuurlike deel van menswees is nie. Ek lees in die week wat verby is, weer 'n artikel op Facebook waar 'n persoon, ek het reageer met pure unadulterated universalism.
Hy sê alle mense gaan gered word. Dit maak nie saak hoe jy daar kom nie, maar hemel toe sal jy gaan. So Jesus is nie as verlosser meer in die prentjie nie. En dit is presies wat in Johannes ook gebeur. Mense aanvaar nie dat Jesus die verlosser is nie. Nie in Johannes se tyd nie. En selfs in vandag se tyd is daar nog geweldig baie mense, baie meer as wat dit werklik aanvaar. Mense wat nie aanvaar dat Jesus die verlosser en die saligmaker is nie. Hoekom? Want dit bots met ons verwagtinge, dit bots met ons definisie van God. Dit bots met die idee dat God liefde is. Dit bots met die idee dat God in sy reg en geregtigheid so sal optree dat mense uiteindelik in sy liefdevolle reg en geregtigheid, wil ek sê, dat mense uiteindelik nie die hel sal binnegaan nie. Nou dit stry ons nou met die Bybel, dit is ons nou maar net so. Anderster was dit ons nou sinloos dat ons Here Jesus Christus verwerp is. So die eerste is, hy word deur mense verwerp. Sy familie verwerp hom. Ek kan vir die daar lees, Markus 3 vers 21, waar sy broer sê, hy is van sy verstand af. En Johannes 7 vers 5 wat sê, selfs sy broers het nie in hom geglo nie. Sy eie familie, sy eie mense, die mense saam met wie hy groot geword het. Die jonger broers, hulle word opgenoem. Johannes en Josef en Jofus en Judas word opgenoem in die gedeelte. Sy eie broers het nie in hom geglo nie. Hulle het hom verwerp as leier, as Messias, hy wat die erfgenaam was, wat die oudste was, word deur sy eie familie, deur sy eie broers verwerp. En hy dra die pyn van daardie intiem persoonlike verhoudings waarin hierdie verwerping tot gestalte kom. So as jy dink oor die lyding van Jesus, dink daaroor dat die mense vir wie hy gekom het, die mense wat hy gekom het om te kom verlos, om nie aanvaar nie, hulle verwerp hom. Dat dit nog dieper ingryp in sy lewe in, dat sy eie broers en susters hom verwerp, dat hulle nie aanvaar dat hy die Messias is wat van God afgekom het en daarom deel is van die verlosser. Later in hulle lewens weet ons was daar van hulle wat wel tot bekering gekom het en in Jesus begin glo. Die eerste Johannesbriewe, die Judasbrief is nie die eerste Johannesbrief, is 'n duidelike bewys daarvan. Johannes waarskynlik ook 'n disipel nie 'n disipel van Jesus nie, maar die broer van Jesus, dalk ook een van sy disipels wat saam met hom geloop het, maar hy word verwerp deur sy eie familie. Dis baie intiem, dis baie naby, dit is losande die ergste wat met 'n mens kan gebeur. Partymal weet ek, uit my pastorale ondervinding weet ek dat mense daardeur gaan, dat 'n kind byvoorbeeld ouers verwerp, dat ouers byvoorbeeld 'n kind verwerp, dat broers en susters mekaar onderling verwerp. Dis 'n verskriklike situasie, dat dit in ons lewens gebeur en dit simboliseer maar net dit wat Jesus ervaar het, toe hy met sy eie mense besig was, met sy eie familie besig was. Hy word ook, as ons nadink oor die verwerping deur mense, deur die godsdienstige leiers verwerp. Die wagters van die waarheid, die mense wat deur God self aangestel is om die waarheid op te pas, verwerp die waarheid. Hulle wys hom heen. So sê Matteus byvoorbeeld in 21 vers 42, dat die steen wat verwerp is, die hoeksteen van die gebou geword het. Lukas 23, net na die verhoor by Pilatus, skree die skrifgeleerdes en die priesterhoofde en die hoofpriester en almal skree weg met hom. En in Markus 14 vers 55 tot 64 word vir ons daardie pragtige verhaal van die onregverdige verhoor van Jesus vertel. Hoekom sê ek is 'n pragtige verhaal? Want dit gee vir ons sekerheid dat vals getuies wat teen Jesus opgetree het, vals getuies was, dat hulle getuienis nie ooreengestem het nie. En dat hy dus nie van die klagtes wat hulle teen hom opgetower het of opgewerk het, skuldig is nie. En Pilatus bevind hom dan ook onskuldig, alhoewel daar 'n groot stuk swaar daarin is.
dan is daar 'n stuk verlating in hierdie verwerping. So onthou nou, reguit verwerp deur sy eie mense, na wie toe hy gekom het om te red, deur sy eie familie wat hom moes dra en hoog hou, vashou, en deur die godsdienstige samelewing waarin hy kon funksioneer het. Maar dan volg hierdie verwerping ook nog op 'n verlating deur die mense wat die nouste met Jesus betrokke was, en dit is sy disippels. En daar is 'n hele klompie voorbeelde in die Bybel wat ek dit kan noem. Markus 14 vers 50 sê doodgewoon al sy disippels het hom verlaat. Petrus verloon hom, julle ken die storie in Matteus 26 vers 69 tot 75, hoe Petrus hom verloon, en dan uiteindelik Judas Iskariot wat hom verraai, sodat hy vanuit daardie verraad dan voor die regterstoel van Pilatus en Herodes en weer Pilatus te staan kom, onskuldig bevind word, maar ter dood veroordeel word ten spyte van sy onskuld. Nou, ons het verlede week so 'n bietjie oor oor Judas gepraat, en dit sal goed wees as u net u herinneringe bietjie laat gaan oor dit wat ons oor Judas te sê gehad het, of hy 'n keuse gehad het of hy vir Jesus wil verraai of nie, en wat van hom geword het na hy selfmoord gepleeg het. So ons gaan net met daai gedagte vas staan. Die groot werklikheid is, Jesus ken die pyn van verraad en van alleenheid. Hy weet hoe dit voel om in hierdie wêreld totaal en al alleen te wees. En nou weet ek ook uit my pastorale opleiding en ondervinding, dat daar mense in die wêreld vandag is, wat lewe in die geweldige pyn van alleenheid. Mense sit in ouertehuise en hulle kinders het hulle verlaat. Hulle kinders kom nie naby hulle nie, hulle kinders bel nie, hulle sal miskien nou en dan 'n bietjie geld stuur, maar dis 'n groot miskien daai. Mense sit in 'n ouertehuis, stok siel alleen en vergaan van eensaamheid. Dit moenie so wees nie. Vriende, as jy 'n ouer het wat in 'n ouertehuis iewers is, of wat in 'n woonstelletjie iewers bly, sorg asseblief dat jy gereeld by daardie ouer uitkom. Hulle het jou nodig, sodat hulle nie so alleen en verlate voel, soos wat ons Here Jesus Christus gevoel het nie. Die laaste van hierdie groepe in die verwerping van Jesus, wat hom verlaat ten spyte van die verskriklike navolging wat hy gehad het, en van die wonderwerke wat hy gedoen het. Ek dink aan genesings. Genesings het dikwels net een mens, het altyd net een mens geraak. 1 keer 10 toe dit laatstes was, maar verder was dit enkel mense. Maar groot wonderwerke het plaasgevind met die voeding van die massa, en ook die voeding van 5000 en later weer 3000, wat by wyse van wonderwerk met 'n klein bietjie kos, hoe baie mense kos gegee is, dat daar oorgebly het. Hierdie massa mense wat saam met Jesus geloop het, wat vir hom van dag tot dag vir 3 jaar lank ondervind het, omdat hulle hom nagevolg het. Nie in hom geglo het nie, meer vir die wonderwerk daar gewees het. Hierdie mense verwerp hom uiteindelik ook, wanneer hulle in Lukas 23 vers 21 skree, kruisig hom, en wanneer hulle in Matteus 27 vers 25 sê, sy bloed is op ons. Dieselfde mense wat met sy intog in Jerusalem geroep het, Hosanna vir die koning van Dawid, is nou die mense wat skree, kruisig hom, en sy bloed is op ons. En dan so 'n bietjie verder van die verwerping en die verlatenheid af, die wêreldse owerhede verwerp hom ook. So hy word selfs deur die wêreldse owerhede weggewys van die regbank af. Kan jy jouself indink dat dit moontlik is dat 'n mens voor 'n regbank kan kom staan, getuies wat baie duidelik vals getuig, want hulle stem nie met mekaar ooreen in wat hulle getuig, oor sy lewe en oor dit wat hy gedoen en gesê het, kom getuig, en deur die regbank onskuldig bevind word, maar ter dood veroordeel word.
Dis die uiterste verwerping op menslike gebied waaraan 'n mens kan dink, om vrygespreek, onskuldig bevind te word, en dan tog ter dood veroordeel word, omdat die regter Pilatus net die moed gehad het om op te staan vir sy oortuigings nie. So Pilatus skuldig, hy het dit gedoen, maar die Here Jesus self sê vir hom, die een wat my oorgegee het, is skuldiger as jy. So 'n mens moet Pilatus ingee onder die druk van die Jode ook 'n bietjie verstaan, maar die feit is, Pilatus verwerp ook vir Jesus. So ons het nou te doen met 'n verwerping deur sy eie mense, 'n verwerping deur die mense wat die naaste aan hom is, 'n verlating deur die mense wat hom gevolg het, almal, sy disippels en die hele skare verlaat hom, gaan weg van hom, draai teen hom, vra of eis dat hy gekruisig word. Dit is verskriklik as 'n mens daaroor nadink. Maar dan, wanneer Jesus aan die kruis hang, dan vind die diepste vorm van verwerping plaas. Aan die kruis roep hy daar in Matteus 27 vers 46 uit, Elohi, Elohi, lama sabachthani, my God, waarom het U my verlaat? Vriende, en as 'n mens oor die verwerping van Jesus dink, dan kan jy amper nie anders as om te sê, sjoe, is dit regtig moontlik, dat 'n mens wat deur God gestuur is om die wêreld te kom verlos, aan 'n kruis kan hang, God verlate, siels alleen, op pad na die poorte van die hel om daar die oorwinning te gaan behaal en aan te kondig, sê die woord van God. Maar die feit is, God het hom verlaat, sodat ek en jy nooit God verlate sal wees nie. God het hom op daardie oomblik verwerp, sodat ek en jy nooit verworpe sal wees, of verworpe hoef te voel nie. Dit is so belangrik, dat ek en jy sal waarneem, dat die verwerping van Jesus uiteindelik in sy totaliteit van geboorte deur Herodes se kindermoord reg deur tot daar waar hy uiteindelik aan die kruis hang en in 'n ander man se graf begrawe word, dat dit alles bedoel is dat ek en jy nooit verworpe hoef te voel nie. Ons mag eintlik nie verworpe voel nie, want ons hou vas aan die wete dat hierdie hele gebeure, die verwerping van Jesus deur al hierdie dinge wat ek vir julle opgenoem het, dat dit deel was van die vervulling van God se verlossingsplan, dat hy vir jou kom red deur al hierdie dinge, dat hy sy seun offer, dat sy bloed oor die aarde vloei, dat sy lewe uitvloei, dat sy liggaam geskeur word, nie net met spykers nie, maar met 'n spies ook, vir jou, sodat jy nooit verworpe hoef te voel nie, nooit eensaam hoef te voel nie, nooit gebroken hoef te voel nie, omdat jy weet dat God in Jesus Christus sy plan voltrek het, om vir jou, ja vir jou, na wie ek kyk, wat nou na my luister, vir jou die lewe te kom verwerf. Dit is wat Jesus vir jou gedoen het. Mag hy jou daarin seën. Amen. Dankie Here, dat U tog die verwerping gedra het, sodat ons die lewe kan hê. Ons bid dat U ons naby sal wees, in hierdie Paastyd wat ons tegemoet gaan, dat U vir ons sal dra, ook deur al hierdie vakansiedae, en die tye wat voor ons lê, dat U ons land ook in die hand sal neem, dat ons werklik bewus kan wees daarvan, dat U regeer, ongeag van aardse regerings en wat hulle droog maak en hoe hulle droog maak. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.